Vryspraak, 'n potsending wat Christelike lewenswaarde koppel aan Afrikaner vryheid. In vennootskap met die Vryheidsstigting en die Begrond Instituut ondersoek ons hoe ware vryheid in ons persoonlike lewens en gemeenskappe gerealiseer kan word. Vryspraak, dis die klank van vryheid. Welkom by hierdie episode van Vryspraak, ons potsending waar ons Christelike lewenswaardes koppel aan Afrikaner vryheid. Vandag duik ons in een van die mees fundamentele temas in die Bybel in, die konsep van die verbond. Nou, verbondsteologie is nie net 'n teologiese idee nie, dit is 'n sleutel tot die verstaan van ons verhouding met God en hoe ons hierdie verhouding uitleef in elke aspek van ons lewens. Nou, die Bybel van begin tot einde is deurtrek van verbondsbeloftes, van God se verbintenis aan Adam en Eva in die tuin van Eden, tot die verbond met Abraham, later met Moses en uiteindelik die nuwe verbond in die Here Jesus Christus. Dit is binne hierdie raamwerk van die verbond dat God sy plan vir verlossing ontvou en dat ons deel word om hom intiem te ken en in sy liefde te lewe. Maar wat beteken hierdie verbond vir ons daaglikse lewens? Hoe vorm dit ons verhouding met die Here, ons huwelike, ons gesinne en ons plek in die kerk? En dan ook selfs ons rol in die breër gemeenskap of anders gestel in ons burgerlike lewe. In hierdie episode gaan ons die vrae verken en kyk hoe die verbond nie net iets is wat ons op Sondag in die kerk hoor nie, maar iets wat elke deel van ons lewens beïnvloed, van ons persoonlike wandel met die Here tot hoe ons as Afrikaners in ons gemeenskappe lewe. En daarom dat dit so belangrik is dat ons oor hierdie onderwerp moet praat en na die basiese grondbeginsels daarvan moet kyk. Saam met Dr. Wikus Buys gaan ons gesels oor die praktiese betekenis van die verbond en hoe ons dit in ons hele lewenswandel kan uitleef. Dr. Wikus, baie welkom. Ja, baie dankie en dit is heerlik om hieroor te praat. Dit is baie aktuele tema soos jy gesê het en ons hoop dat dit ook verrykend sal wees. Ek wil graag wegspring met die eerste vraag en dit is dan 'n breër vraag en 'n dink ek omvattende vraag wat baie van die rigting van die gesprek gaan inlei. Wat is die Bybelse begrip van 'n verbond en hoekom is dit belangrik vir ons geloofslewe? Ek dink voor ons direk nou kom by wat verbond beteken, moet ons dalk net eers sê hoe 'n mens die Bybel lees. Nou, deur alle eeue was daar natuurlik verskillende maniere, en mens kan nou maar sê regte maniere en verkeerde maniere om die Bybel te lees, en deur die eeue het mense sekere voorkeur begrippe of idees op die voorgrond gestel en dan gooi hulle die hele boodskap van die Bybel eintlik deur daai een trechter. Nou in die teologie word hierdie benadering 'n genetiefsteologie genoem. So kom ek gee nou 'n voorbeeld wat nou baie aktueel is deesdae. Sê nou maar iemand is nou baie bewus van die groen natuurfilosofie en jy wil nou alles wat jy in die Bybel lees rondom natuurbewaring sit. Dan is dit nou die brilletjie wat jy opsit en dan verwring jy eintlik alles wat in die Bybel staan om uiteindelik uit te kom by een of ander iets oor die natuur en hoe die natuur bewaar moet word. Dis natuurlik nie dat die Here sê ons moet nie die natuur bewaar nie. Ek bedoel maar net dat 'n mens nie die verbond in hierdie sin so moet verstaan dat dit nou 'n sleurskyf is waarin jy alles willens en wetens indruk om uiteindelik op 'n kunsmatige manier by iets uit te kom nie. Die verbond en dan in daardie sin die gereformeerde teologie of die verbondsteologie wil juist dit nie doen nie. Met ander woorde, ons vertrekpunt is die Bybel is die woord van God. God is die waarheid, God is vanselfsprekend. Deur die woord en deur die Heilige Gees verduidelik God vir ons wie hy self is. Nou, as ons net na die begrip of die woord verbond kyk, dan kom hy natuurlik die eerste keer eers hier in Genesis voor, sê maar hier by Genesis 6 met Noag. Nou beteken dit nie dat omdat die Bybel die eerste keer die woordjie verbond
in die 6de hoofstuk gebruik, die verbond eers daar begin het nie. Ek dink jy het in die inleiding ook genoem, van Adam, en ek sal net nou vir ons 'n stukkie lees, by die later in die program uit Hosea uit, dat die Here baie duidelik die verbond as deurlopend sien. So as die woord in die teks eers in die 6de hoofstuk voorkom, die eerste keer, dan beteken dit die saak is al reeds van die begin af, van die skepping af daar. So dis nogal belangrik. Verbondsteologie is nie 'n genetiefsteologie nie. Ons wil nie iets byplak of iets kunsmatig sê nie. Ons wil sê nee, die Bybel is bedoel om gelees te word binne die verbond. Dis 'n belangrike stelling. Nou is die vraag, wat is verbond? Ek dink vir ons is dit die maklikste as ons die oë in verbond vervang met 'n I, en dan staan daar verbind, en dan het mense 'n baie mooi begrip van wat God bedoel met verbond. En dit is dat God verbind is as die skepper, as die verlosser, as die onderhouer aan sy skepping. Nou, ons sien heel vroeg in die Bybel, in Genesis al 26 en 28, Genesis 1 vers 26, Genesis 1 vers 28 en so, dat die Here daarin van homself as die meervoud praat. Die bekende uitspraak wat die Here gesê het, laat ons mense maak na ons beeld en na ons gelykenis. Daar verwys God na homself in die meervoud ons. Later in die skrif sal ons natuurlik sien dat die Here se 3 groot name, die Vader, die Seun en die Heilige Gees, die heilige drie-eenheid, hiermee bedoel word. Maar die feit dat die Here hom op self of sy name op hierdie manier verbind, beteken dat die Here self ook vir ons wys dat die verbondsbegrip of die verbondsidee ook al met sy naam te maak het. In die teologie word dit die vredeverbond genoem, of die vrederaad. In die Latyn deur al die eeue het hulle dit die pactum salutis genoem. Die woord pactum sal mens nou die woord pact, wat 'n ooreenkoms of 'n verbond is of 'n binding is. Psalm 110, die gesprek tussen die Seun en die Vader, is ook weer 'n bewys daarvan dat die Here dus in 'n verbond met homself lewe. In kort kom dit daarop neer dat God liefde is, dat die Vader het die Seun so lief en die Seun het die Vader so lief dat hierdie liefde 'n persoon is, die persoon en die werk van die Heilige Gees. Dis die ons waarvan die Here praat. Nou, in kort kom dit daarop neer dat God wat in 'n liefdesband of in 'n liefdesverbinding met homself leef, Vader, Seun en Heilige Gees, hy skep, en as skepper het hy 'n verbond of het hy 'n verbintenis tot sy skepping. 'n Sprekende voorbeeld hiervan is wat in Jeremia 33 staan. Ek gaan nou maar sommer so 5 versies lees as die luisteraars geduld het om saam met ons dit te luister, net om te wys dat daar is so iets soos 'n skepingsverbond. Hier word nou na 2 ander verbondsbedelings ook verwys, naamlik die verbond met Dawid, en dan word daar ook verwys implisiet na die verbond met Abraham, asook die verbond met die Lewiete. Ek lees van Jeremia 33 vers 20 af. So spreek die Here: as julle my verbond met die dag en my verbond met die nag kan verbreek, dat daar geen dag of nag op hulle tyd is nie, dan sal ook my verbond met Dawid my knegt verbreek kan word, dat daar vir hom geen seun sal wees wat regeer op sy troon nie, en met die Lewiete, die priesters, my dienaars. Soos die leer van die hemel nie getel en die sand van die see nie gemeet kan word nie, so sal ek vermenigvuldig die nageslag van my knegt Dawid en die Lewiete wat my dien. Nou ek lees spesifiek hierdie versies om aan te toon dat die verbond 'n eenheid is. Ons het ons gesê die Here wat sê laat ons mense maak, die Here leef in 'n liefdesband met homself, en dan ook as skepper bind hy dit. En hier word nou gepraat van die verbond met die dag en die verbond met die nag. Dit is 'n verwysing na Genesis 1 vers 14 waar die Here die maan en die son gemaak het as tekens en getuies van die seisoene. Met ander woorde, die Here het 'n skepingsverbond en hy gee getuies
van hierdie verbond, en nou sê die Here so waar of so seker as wat hy daar bedoel het dat die tye op mekaar sal volg, sy verbintenis om as skepper die son te laat opkom, die maan in sy baan te hou, so sal die Here ook sy beloftes wat hy byvoorbeeld aan Dawid gemaak het, of hier word verwys na die verbond met die Lewiete, die priesterverbond, en implisiet ook die een met Abraham, die nageslag wat so baie soos die sand van die see sal wees. In kort kom dit dat die Here sy betroubaarheid of sy betroubare binding of verbintenis van wie hy is met wat hy gemaak het, wat hy beveel het en wat hy ook beloof het. So nou dis nou 'n hele mond vol om te sê dat die saak van verbond, in Hebreëus is dit die woord berit, in die Nuwe Testament word daar 2 woorde gebruik, diatheke en syntheke ook, en dit word baie keer vertaal in Afrikaans ook met testament, die ou verbond of die Ou Testament en die Nuwe Testament, ons sal net nou by dit kom wat dit beteken. In kort kom dit daarop neer, die begrip verbond is 'n sentrale manier hoe mens omgaan wanneer God met jou praat. Met ander woorde, wanneer God homself openbaar as God in die natuur en in die besonder ook in die skriftuur in die Bybel, dan beteken dit hy doen dit altyd as iemand, as God wat homself verbind het aan sy beloftes en bevele. Dit is 'n wonderlike troos en ook 'n groot verantwoordelikheid om uiteindelik ook op hierdie manier met God te lewe. Ek noem miskien net gou 'n paar verbondsbedelings, met ander woorde, dit is een verbond, maar daar's 'n paar verbondsbedelings. Die een het ek nou genoem, die skepingsverbond, wat alles natuurlik uitvloei of voortvloei uit die vredeverbond. Skepingsverbond word ook genoem die verbond met die hemel of die aarde. Dan is daar ook verwysing na die verbond, die paradysverbond of die verbond met Eden, en dan die verbond wat die Here met Adam self gemaak het, in Hosea 6 vers 7, dis nogal belangrike verwysing dat die Here daar self praat van Adam wat die verbond oortree het. Dan die verbond met Noag, met die teken van die reënboog, dis 'n baie bekende een vir ons, elke keer as dit reën en ons sien 'n reënboog, dan is dit God se betroubaarheid en sy verwysing na wat hy aan Noag beloof het. Dan die verbond met Abraham ken ons baie goed, waar die geloof voorop gestel word, dat jy jou saak met God reg is op grond van wat jy glo, en die teken van die besnydenis ken ons ook daar goed, Genesis 17. Dan die Sinaïtiese verbond, Sondag, as ons erediens hou, dan lees ons gewoonlik of uit Exodus 20 of uit Deuteronomium 6 die wet van die Here voor. Dis 'n verwysing na daardie verbondsbedeling waar die Here aantoon wanneer iemand van sy pad afgaan of wat sy wil is. Die Levitiese verbond waarvan ons nou gelees het, dan die verbond met Dawid wat ons ook gelees het, en dan belangrik die een of die bedeling waarin ons tans leef is die nuwe verbond, en daardie verbond is met Jesus Christus opgerig. Die Here Jesus het self gesê die aand voor hy gekruisig is, hierdie is die Nuwe Testament in my bloed. Dan breek 'n nuwe of eintlik die finale fase van die verbondsbedelings aan, en die tekens van hierdie verbond of hierdie verbondsbedeling is die nagmaal, die nagmaalsbeker, die wyn en die brood. Met ander woorde, as jy dit eet en drink, dan deel jy in die liggaam van Christus. En dit is die manier hoe die Here jou dan ook inreken deur die geloof om deel van Jesus Christus te wees. Nou, dit is 'n hele mond vol gewees om te sê, wanneer jy die Bybel lees, dan moet jy dit lees as verbinde woorde, woorde binne die verbond, en dat God betroubaar is in wat hy sê, en dat hy verskillende fases of verskillende bedelings van daardie verbond ook aangetoon het, en ons leef tans in die verbondsbedeling, die nuwe verbondsbedeling, wat met Jesus Christus gesluit is, en wat die tekens het van die brood
en die wynbeker. Ek hoop dit gee daarom so 'n bietjie van 'n tafeldek vir ons volgende gesprek oor hoe omvattend hierdie begrip verbond is, en ek wil net weer herhaal, maar mens moet dit nie in 'n sleurgang sit of in 'n drukgang sit om kunsmatig die verbond in te lees nie. Die verbond is deel van wat God aan ons openbaar en ons moet dit verreken. Baie dankie oom, ek dink dit was 'n uitstekende uiteensetting, baie duidelik, en ek wil net graag aanhaak by dit wat oom hier in die begin gesê het, daar met die verbond met Dawid. Ek dink soos wat 'n mens in die begingedeeltes van Genesis lees, kry ons eers later die woord verbond, in plaas van vroeër, wat dan nou die vraag laat of daar dan eintlik 'n verbond met Adam was. Maar so is die argument dan ook met 2 Samuel 7, waar daar hierdie verbond gesluit word met Dawid, maar die woord verbond kom ook nie daarin voor nie. Dis eers van ander gedeeltes vanuit die Bybel, dat ons dan ook daar die definitiewe antwoord het dat dit wel 'n verbond was. Ons is nou by ons tweede vraag, en dit is waar ek dokter nou wil vra, hoe sou jy die persoonlike verhouding tussen 'n individu en God binne die raamwerk van die verbond beskryf? Nou, dit is baie belangrik dat een van die kenmerke van die verbond is juist die unieke verhouding wat daar tussen die enkeling en die groep gestel word, saam met die enkeling en die groep se verhouding met God. Nou, wat ek daarmee bedoel is dat die Here, wanneer hy die mens skep, sê, laat ons mense maak na ons beeld en na ons gelykenis. Met ander woorde, wanneer die Here Adam skep, die individu, dan is hy reeds ook in die verbond gemaak. Maar wanneer Adam dan, as hy die diere klaar name gegee het, dan kom hy agter en sê, daar is geen helper wat by hom pas nie. En daaruit kan 'n mens klomp afleidings maak. Een daarvan is dat die verbond met die mens is bedoel dat die mens meer as een moet wees. Hoekom? Omdat God gesê het ons. Met ander woorde, 'n mens is nie bedoel om alleen te wees nie. Nou, deur al die eeue het 'n mens 2 skeeftrekkings gekry van hierdie idee. Nou leef ons in die tyd in die weste waar die woke idee die laaste tyd groot ophang gemaak het. Ons sien nou president Trump met sy eedbevestiging sommer dadelik gesê hy keer terug na die Bybelse indeling van man en vrou, en dit is nie meer so dat dit net 'n klomp individue is en elkeen kan besluit wie en wat hy is nie. Die ander kant van die aspek is wat gewoonlik met die kommunisme, of mens kry dit ook in die Afrika godsdienste, die communale bedoel word. En dit is waar die groep so dominerend is, dat die individu nie sy regmatige plek kry nie. So mens kry aan die een kant die ekstreme, dit ruk die individu uit die groep uit, en sien net 'n klomp individue, en aan die ander kant van die pendulum kry jy weer die oordonnering van die groep ten koste van die individu. Nou, ons as Christene wat die verbond van die Here vashou, het hierdie wonderlike belydenis dat ons dit nie hoef te doen nie. Ek gebruik maar altyd die beeld van die boom en die bos. Wanneer daar 'n plantasie bome is, dan hoef jy nie te kies tussen individuele bome of die bos nie. Dit is dieselfde enkele boom wat saam met die ander bome die bos vorm. So werk die verbond ook. Die Here is baie ernstig daaroor dat die individu of die persoonlike verbond of die persoonlike verbintenis of jou persoonlike geloof met God baie belangrik is. Maar wanneer jy dit snap, dan besef jy dadelik dat jy in 'n verbintenis met ander mense, met die res van die skepping en dan in die besonder met God geskape is. Ek het net nou genoem van Josia, en ek wil dit tog lees, Josia 6 vers 7. Daar verwys die Here nou na die volk Israel, wat die verbond gebreek het, maar hy gebruik Adam as die voorbeeld waarteen hy dit meet. Vers 7 sê, maar hulle het soos Adam die verbond oortree,
daar het hulle trouwelus teenoor my gehandel. Maar nou weet ons, in Genesis is dit baie duidelik dat Adam en Eva betrokke was by die oortreding van die Here. Met ander woorde, daar was die huwelikspaar was betrokke in die oortreding. Maar hier word Adam as die hoof van die verbond, ons sal dit net nou 'n bietjie meer in detail beskryf wanneer ons dalk by die huwelik uitkom, hoekom die Here dit dan ook so stel. So om spesifiek jou vraag te antwoord, daar is dus 'n balans tussen die individu en die groep. Ons moenie die een ten koste van die ander een beklemtoon nie. In wese beteken dit vir ons wat in die besonder dan hier op Orania wil lewe, dat ons wil sê, ons gee baie plek vir individuele vryheid. En hierdie individuele vryheid is gebind aan en verbind tot die groep se vryheid. Dis iets wat mens met groot wysheid hanteer, sodat die groep nie die individu domineer nie, en sodat die individu nie losbreek van die groep af nie. Nou dit kan 'n mens slegs doen, wanneer jy die beeld wat die Here vir ons leer later in die skrif van die liggaam van Christus. Paulus gebruik 2 beelde, om hierdie verbondsverbintenis te verduidelik. Die een is die liggaam van Christus, dit is die klomp bome dan wat die plantasie vorm, en dan die ander beeld praat hy van die hoofliggaambeeld, waar Christus die kop van die lyf is, of die hoof van die lyf is. So sien ons dan ook die verhouding van ons persoonlike geloof, dat ons deel het aan gemeenskap met God, maar dat ons ook op ons naaste gerig is, ons naaste, die mense in ons huis, die mense in ons straat, in ons dorp, maar ons sien ook as gemeenskap ons naaste as die res van die mensdom, soos wat die skrif baie duidelik leer, dat ons naaste is ander mense. So die verbond is 'n sleutel vir ons om ten eerste ons plek in die groep te verstaan, en ook die reg en dan ook die grense van die groep te verstaan. Want uiteindelik is dit 'n binding wat die Here vir ons gee, sodat ons uiteindelik ook ons vryheid wat ons in Christus het, sinvol kan beleef, omdat ons gebind bly aan wat die Here gemaak het en beveel het. Baie dankie dokter. Nou dit is spesifiek met hierdie vraag in gedagte dat ek nou die volgende vraag vra binne hierdie raamwerk wat u nou beskryf het. Wat is die rol van gehoorsaamheid en genade in die uitlewing van die verbond, of dan nou die verhouding of die rol van wet en genade in die uitlewing van die verbond? Hierdie is 'n baie belangrike vraag. Nou kom ons sê net eers wat ons bedoel onder genade en wat ons bedoel onder gehoorsaamheid. Die gedagte van genade is dat die Here jou iets gee, guns, goedheid, vergifnis, liefde, versorging, sonder dat hy iets wat jy gedoen het of gesê het in ag neem. So dis wat die kernbegrip van genade is jy kry iets en jy verdien dit regtig nie self nie. Jy kan nie vir die Here sê, Here, omdat ek dit gedoen het of omdat ek dat gedoen het, kan u vir my hierdie en hierdie doen of gee nie. Genade is net mooi die teenoorgestelde. Dit is, die Here gee dit net omdat hy wil. Gaan lees maar Efesiërs 1, daardie pragtige lied oor Christus wat Paulus geskryf het. Die Here doen dinge omdat hy dit wil doen uit genade. Nou gehoorsaamheid is bietjie makliker om te verstaan. Dit beteken natuurlik om te luister en om te doen wat die Here sê, nie net bedoeling nie, maar om te doen wat God sê. En nou is die groot vraag deur alle eeue gewees, wat is die waarde van jou gehoorsaamheid? Ons het 500 jaar terug met die Rooms-Katolicisme se dwaling gebreek op hierdie punt waar hulle gesê het, dis reg as jy in die Here glo, maar dis nie genoeg nie. Jy moet ook vir die Here kan bewys dat jy klomp dinge gedoen het, gehoorsaam was aan klomp dinge, en dan moet jy dit byvoeg by jou geloof, en dan kan jy eers vir die Here vra om jou in guns aan te sien. Nou, ons weet natuurlik, Luther, wat met sy studie van die Romeinebrief tot 'n ander insig gekom het,
en dat hy besef het, maar die Here se genade en die Here se liefde staan bo alles. Nou, in die skrif is daar hierdie twee verbondsbedelings wat hierdie punt baie mooi aantoon. Die een is die, kom ons noem dit die Sinaïtiese verbondsbedeling. Dit is waar Moses die 10 gebooie gekry het toe die Here dit met sy vinger op die kliptafel geskryf het. Ons lees dit, die Christelike kerke lees dit ten minste 1 keer 'n week by een van die eredienste, word Exodus 20 of Deuteronomium 5 gelees. Dit is die Sinaïtiese verbondsbedeling. En dit is die 10 gebooie of die 10 woorde van God wat sê jy mag nie dit nie, jy mag nie dit nie, jy mag nie dit nie. Paulus maak aan ons duidelik dat hierdie verbondsbedeling se rol of se waarde is om jou daartoe te bring dat jy nie dit gedoen het nie. Met ander woorde dat jy tot ontdekking van jou sonde kom. Paulus gebruik die beeld van 'n tugmeester na Christus toe. Met ander woorde, dit is soos om in 'n spieël te kyk en te sien wat is fout. En dan is die bedoeling om na die Here Jesus toe te gaan en die genade van die Here te vra. En dis die ander verbondsbedeling. Ons het gesê, ons leef tans in die nuwe verbondsbedeling wat met Christus opgerig is. Nou daardie verbondsbedeling in die besonder is verkondig deur die verbond met Abraham. Nou, Abraham is 'n lewe, maar ook dit wat die Here met hom gedoen het of aan hom beloof het, is baie uitsonderlik, omdat sy lewe gekenmerk word deur hierdie een enkele sinnetjie, naamlik sy geloof is tot geregtigheid gereken. Dis nou 'n klomp swaar woorde, maar dit kom daarop neer. Die Here het vir hom gesê, jy's 'n ou man, jy sal kinders kry, jy en Sara. En dit was eintlik fisies onmoontlik, maar hy het God op sy woord gevat. En omdat hy God geglo het, het sy saak met God sy saak met God reg gereken, hy's geregverdig voor God gereken. Met ander woorde, die Here sê vir hom, jy kan dit nie self doen nie, jy kan dit nie self onderhou nie, maar omdat jy my woord glo, omdat jy vertrou dat wat ek vir jou sê die waarheid is, daarom gee ek vir jou wat ek vir jou beloof het. So, ons het hierdie twee verbondsbedelings vandag nog steeds in elkeen se lewe. Die Sinaïtiese verbondsbedeling se skerp lig wat die sonde vir ons uitwys en sê, jy moes, maar jy het nie. Die Here het gesê, jy moet jou naaste lief hê soos jouself en jy moet die Here lief hê met jou hele hart. En as jy die spieël oplig, dan sien jy, daar's klomp tekorte en ons is nie geneig om God lief te hê nie, ons is nie geneig om ons naaste lief te hê nie. En dit dring ons, en in 'n sekere sin dwing dit ons dan om na Christus toe te vlug, die nuwe bedeling. En dan om te sê, ek kan nie my gehoorsaamheid bring om vir die Here te vra of bewys aan my guns nie. Ek kan net om die Here om genade smeek, sodat hy dit wat ek verkeerd gedoen het, my nie toereken nie, en omdat ek in Christus glo, hy dan dit wat Christus gedoen het, reken asof ek dit gedoen het. So, ek hoop dit dek die vraag tussen gehoorsaamheid en genade. Gehoorsaamheid is belangrik, maar dit is 'n bewys dat jy die genade ontvang het. Dit is nie 'n manier hoe jy gered word nie. So in kort, wil jy iets doen vir die Here om gered te word, dan gaan jy nie gered word nie, want jy gaan altyd te min doen. Of wil jy aan die Here gehoorsaam wees omdat jy gered is? Dit is die genade deel, dit is die verbond wat die Here met Abraham gesluit het, wat in die nuwe verbond met Christus vervul is. Ek hoop dit antwoord dit daarom 'n bietjie. Ja, nee, dit is baie goed. En ons het tot nou toe nogal baie mooi deeglik stilgestaan, spesifiek die verbond wat die Here sluit met, dit wil sê individue en die weier groep, of die Here se volk, hulle wat in hom die Here glo, en dit is dan nou spesifiek tot hier waar ons nou stilgestaan het by, kom ons sê, persoonlike geloof, of die verhouding tussen 'n gelowige en die Here. Ek wil Dr. Wikus vra, hoe weerspieël die huwelik die Bybelse verbond tussen Christus en sy kerk? Goed, miskien moet ons eers begin by die verwysing daarna dat ongelukkig het die kontrakidee, die huwelik as verbond, eintlik deesdae heeltemal verdring, en dis iets wat herwin moet word.
Wanneer 'n man en 'n vrou wil trou, volgens die Bybel, is dit 'n verbondsluiting. Met ander woorde, dis 'n verbintenis wat aangegaan word voor die aangesig van die Here. Die bekende driehoek idee, God aan die bokant en dan die man en die vrou as die onderskeie ander 2 punte. 'n Kontrak is dis seker nou nie verkeerd as 'n man of 'n vrou 'n kontrak sluit voor die tyd nie, maar dit is nie volgens die Bybel wat 'n huwelik konstitueer nie. Dit is nie wat 'n huwelik is nie. Ons verwys hier dan in die besonder maar na die bekende gedeelte van Paulus uit Efesiërs 5 uit, ek dink vers 31, waar hy self dan verwys na wat die Here as die huwelikswet gee in Genesis, en die man sal sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef en die 2 sal een vlees wees. Met ander woorde, dis basies die drieledigheid wat die Here sê, die verborgenheid, die misterie, die geheimenis is van die huwelik as 'n verbond. Nou, baie ongelowige mense het hulle baie begin versit teen die idee van die huwelik as 'n verbond, veral dan deesdae met, soos ek genoem het, met die woke, dit was bietjie voor dit ook, waar dit baie duidelik staan in die Bybel, die man is die hoof van sy vrou en die vrou moet onderdanig wees, en dan kom die argument, maar dit is oudtyds, dis nie reg nie, die vrou word onderdruk of die vrou word onder die haak of onder die duim geplaas. Nou ons gaan sien dat die Here net mooi die teenoorgestelde bedoel. Nou dit is so dat die Here in die Bybel gelykheid beskryf as gelykheid voor sy oë. So om dit nou so 'n bietjie meer filosofies te stel, absolute gelykheid bestaan nie. Dan word die Here sê baie duidelik, as jy 'n verbond aangaan in die huwelik, dan is die man die hoof van sy vrou en die rol en plek van die vrou is een van onderdanigheid. Ek sal nou beskryf wat dit beteken. Maar die Bybel is net so duidelik daaroor dat daar 'n gelykwaardigheid is voor die Here in die verbond. Met ander woorde, 'n man word nie meer gered net omdat hy 'n man is of 'n vrou minder omdat sy 'n vrou is nie. Dit sê die skrif baie duidelik, dat wie geloof in Jesus Christus het, daar is 'n gelykwaardigheid voor die oë van God. Nou wat is die spesifieke van hierdie verborgenheid, hierdie misterie? Nou 'n misterie kan jy nie uitdink nie. Met ander woorde, ons weet hierdie ding waaroor ons nou praat omdat dit in die Bybel staan. Ons het dit nie ontdek uit onsself nie. Ons sou dit nie geweet het as God nie dit vir ons gesê het nie, want dis wat 'n geheim is. 'n geheim kan jy net ken as iemand dit vir jou vertel. Jy kan dit nie uitdink nie. So hierdie geheim wat die Here sê is wanneer 'n man en 'n vrou tot die huwelik toetree, die man sy vader en sy moeder verlaat, met ander woorde hy moet sy eie huishouding opsit. Die man moet sy vrou aankleef, met ander woorde hy moet alle ander vrouens afsê en ook uit sy pa en sy ma se huis uitgaan, sy eie huishouding oprig, en die eenvleesigheid, die verbintenis wat die Here dan ook as die huwelikswet sien. Hierdie verborgenheid is daarin geleë dat elke man en vrou, en hier sluit ons huwelike in soos wat dit moet wees, en nie net die vertrekking daarvan soos wat dit deur die alle eeue plaasgevind het nie, maar die huwelik soos wat dit veronderstel is om te wees. Elke huwelik is veronderstel om 'n spieël te wees van die band of die verbond of die verhouding tussen Jesus Christus en sy vrou, die kerk of die bruid. So hier's 'n baie mooi diep idee dat elke man wat 'n vrou trou en elke vrou wat 'n man trou, moet dus weet dat ek tree nou toe om iets wat nie opsigtelik bekend is nie, hierdie verborgenheid, bekend te maak. Ek moet dit oopmaak, ek moet dit verduidelik. Dit beteken dus dat die rol van die man anderster is as die rol van die vrou, is gelykwaardig. Met ander woorde, die man kan nie sy rol vervul as die vrou nie haar plek vervul nie, en ook andersom. So, daar is nie so iets soos belangriker of minder belangriker nie, maar rolverdeling. Nou, die man se werk as hoof van die huis is om die geheimenis in sy manier van leef en saamleef met sy vrou
te verduidelik, letterlik te verkondig met sy woorde en sy werke, sodat sy en ander mense dit kan agterkom, hoe Christus gemaak het met die kerk. En Christus het sy lewe opgeoffer vir die kerk. Met ander woorde, dit is 'n dienende liefde. So as die man die hoof van die vrou is, beteken dit glad nie, die man mag baasspelerig wees of hy mag 'n tiran wees nie, want Christus is nie baasspelerig oor ons en hy is glad nie 'n tiran vir ons nie. Hy het sy lewe opgegee en hy dien ons letterlik, het hy met 'n dienende liefde ons opgetel. Die vrou, die woord onderdanig, daardie berugte woord wat eintlik so beskimp word deur nie net baie keer mense buite die kerk nie, maar ongelukkig ook vanuit die liberale teologie uit. Die Griekse woord onderdanig hier is 'n militêre term. Dit beteken eintlik jy moet op die plek gaan staan wat deur God vir jou aangewys is. Die maklikste om te verduidelik is as 'n pelotontroepe aantree, dan kan almal nie op dieselfde plek gaan staan nie, dan bondel hulle. Jy moet op jou plek, op jou nommer gaan staan. Dan eers kom daar ordening. So as die vrou die plek wat God aan haar aantoon, en dit is hier om die plek van die kerk te verkondig, met ander woorde die bruid van Christus te verkondig, Christus is die hoof, en sy vrou is onder hom gestel, onderdanig aan hom, sy is lief vir hom, sy luister vir hom, sy aanvaar hom as haar hoof. As sy dit aantoon aan haar eie man, dan toon sy hoe die kerk optree teenoor Christus. So, daar's nou baie aspekte hoe ons hierdie kan uitwerk, maar die moderne idee van die huwelik, of eintlik die postmoderne idee, dat dit 'n kontrak is tussen twee mense wat absoluut gelyk is met mekaar en dis 'n 50-50 verdeling. Dis waar al die gestryery vandaan kom en dis waar al die egskeidings vandaan kom. Want daar is nie so iets dat die Here daardie ding so gebou het nie. Die man is die hoof van die vrou, soos Christus die hoof is van die kerk, en die vrou is onderdanig aan haar man, nie aan alle mans nie. Daar's ook mense wat dit verdraai en maak asof alle vrouens vir alle mans moet luister. Dis nie waar nie, daar staan, sy moet vir haar man luister, die kerk moet vir Christus luister. So, die verbondsidee, hoop ons, moet weer herwin word, veral dan in die huwelikslewe, omdat dit ons deel gee aan hierdie geweldige groot geheimenis, wat 'n mens nie van self ken, as God dit nie vir jou deur die woord en gees openbaar nie. Baie dankie. Dit is 'n uitstekende en eintlik 'n verskriklike mooi antwoord. Die huwelik wat vas staan in Christus en sy bruid. Maar ek wil dokter nou verder vra, watter praktiese lesse oor die verbond kan jong Afrikaners in hulle verhoudings en huwelike dan nou vandag toepas? Ek dink dit is ook baie belangrik in Efesiërs, paar verse voor die een wat ons nou net bespreek het, staan daar wees aan mekaar onderdanig. Met ander woorde, daar is ook 'n gesamentlike ouerskap wat na vore kom. Wanneer 'n gesinslewe 'n verbondsfundament het, dan beteken dit dat die gesin waar die vader die hoof is en die ma onderdanig is aan die hoof, en albei van hulle as sodanig as bruid aan Christus die bruidegom onderdanig is, dan word die kinders in die vrese van die Here grootgemaak. Met ander woorde, ons het die laaste paar dekades geweldig baie probleme sien ontwikkel, ook in ons skoolstelsel, veral met die gesag en die dissipline wat by die agterdeur uit is. En die een groot rede is omdat die vrees vir God uit die samelewing uitgegaan het. So ons kan dit nou maar op en af spel en 'n klomp ander navorsingsstatistieke aanhaal wat gebeur en hoekom dit gebeur. Volgens die Bybel is dit wanneer 'n samelewing nie meer erns maak om vir God te luister as gemeenskap nie, dan kom al hierdie uitwasse. So 'n verbondsgesin waar die rolle wat die Here vir die man gee en die rol wat die Here vir die vrou gee en die rol wat die Here vir die kinders aanwys, is dan die gom van hierdie verbondsverhouding. Een van die mooiste verwysings is natuurlik die bekende Deuteronomium 6,
waar daar staan, hoor Israel, die Here is 'n enige Here, en dit is die punt wat ons so ver saamgevat het, met ander woorde, dat kinderopvoeding, en die kinderopvoeding is nie net 'n huisding nie, dis primêre huisding, maar dis ook 'n opvoeding binne die kerk, en dis ook 'n opvoeding binne die skool en binne die breër samelewing, dat dit in die vrees van die Here moet geskied. Met ander woorde, kom ons gee 'n eenvoudige voorbeeld. Die Bybel is op klomp plekke baie duidelik dat jong mense respek moet hê vir grys hare, vir ou mense. So as jy 'n samelewing kry wat disrespekvol is, waar die kinders disrespekvol optree teenoor groot mense, onderwysers, ouers, ouer mense in die straat, dan is dit 'n teken daarvan dat die verbond uit die gemeenskap verdwyn het. Die teendeel daarvan is net so waar, en dit is wanneer iemand of 'n groep kinders in die vrese van die Here grootgemaak word, dan word dit ingeskerp by hulle. Nou daai woordjie inskerp het in die Hebreëus beteken eintlik letterlik ingraveer. Dat dit oor en oor herhaal word, met ander woorde dat dit 'n patroon vorm, 'n lewenspatroon vorm. Ek wil hier verwys na die kinders wat deur die 2 beere doodgemaak is in die tyd van Elia. En die rede daarvoor is dat die dorpie se kinders het na die ou profeet, hy het nie meer hare gehad nie, het na hom toe gekom en uiteindelik het hulle hom gespot, nie net oor sy kaalkop nie, maar die liedjie wat hulle vir hom gesing het, was gaan op kaalkop, gaan op kaalkop. En Elisa, wat eintlik die opvolger van Elia was, en ons weet Elia is deur die Here opgeneem, beteken dat daai dorp se kinders spot eintlik met dit wat die Here gedoen het. As mens dit nou in 'n baie breë verband sien, dan sien ons hulle spot eintlik met die hemelvaart van Christus wat geprofeteer is. En uiteindelik kom die profeet en hy in woede word daar oor die 50 kinders deur die beere doodgemaak. Die punt wat ek net hier maak is nie net 'n Ou Testamentiese ek wil sê gruwel voorbeeld nie, dit is 'n gruwel voorbeeld. Maar dit wys dat die Here vat nie dit wanneer 'n dorp se kinders of 'n huisgesin se kinders of 'n skool se kinders of 'n kerk se kinders die vrese van die Here minag of spot mee nie. En ek dink nou maar net aan programme wat mens kyk, of dit nou op YouTube is of op televisie of waar ook al, hoeveel keer God gevloek word, hoeveel keer daar met die kerk gespot word, hoeveel keer daar met God gespot word. Ons het vergeet dat die vrese van die Here is 'n bousteen waarop die Here ook 'n samelewing wil bou. So as ons dus sê ons wil op Orania ons gemeenskap herstel, ons wil 'n vlagdraer of 'n banierdraer wees ook vir die res van ons mense, dan beteken dit ons moet respek hê nie net vir die individu nie, maar ook vir die groep, en daarom moet ons ook groepsreëls hê. En ek moet sê ons werk baie harde aan in formeel en informeel, dat van die studente tot die jong kinders, dat daar sekere reëls is wat nagekom moet word. Byvoorbeeld die idee van respektering van ouer mense, met ander woorde die ou tannie loop voor, sy kry die sitplek op die bus. Klomp klein reëls wat in die samelewing gesê en ongesê toegepas begin word, omdat die vrees van die Here daar is. En die vrees van die Here is nie 'n klomp stel reëls wat nagekom moet word nie. Dit is om te sê hoe ons lewe verbind aan God en verbind aan mekaar lyk naderhand en het 'n erkenbare patroon naderhand. En waar daai patroon gebreek word, of laat ons dit eerder positief sê, waar hy die beste gebou word, is in 'n verbondsgesin waar die patroon wat die Here vir die huwelik en vir die gesin gegee het, nagekom word. Baie dankie dokter vir daardie antwoord. Ek dink dit gee mense 'n klomp handvatsels om aan te gryp om dan nou 'n klomp toepassings te gaan maak in mense eie huwelik. Dokter, ons sê baie dankie vir ons vir dokter se tyd dat ons so diep
oor die geloofsverhouding tussen 'n gelowige en die Here kon praat, en dan dat ons ook al kon begin praat het oor ook die huweliksverbond wat die Here vir ons ingestel het, hoe mooi, hoe pragtig dit is, omdat dit in Christus en sy kerk rus. Ons is baie dankbaar vir die gesprek, en ons sien dan uit na die volgende gedeelte, waar ons kan oorgaan om uit te brei oor die gesin, die gesinsverband of die gesinsverbond, en dan selfs verder in die gemeenskap, die burgerlike lewe. Ons sê aan Dr. Wikus baie dankie. Baie dankie, ek sien uit na die tweede been van die gesprek. Goeiedag, en dan sê ons ook aan elke luisteraar, ook mooi aand en totsiens. Vryspraak, 'n potsending wat Christelike lewenswaarde koppel aan Afrikaner vryheid. In vennootskap met die Vryheidsstigting en die Begrond Instituut ondersoek ons hoe ware vryheid in ons persoonlike lewens en gemeenskappe gerealiseer kan word. Vryspraak, dis die klank van vryheid.